Is daar niks wat ons meer kan doen nie. Net wag vir die uitspraak. Wat daardie nag van 7 Mei gebeur het, is slegs aan u bekend en u wou nie veel daaroor getuig het nie. U beweer dat die paar sekondes net voordat die skoot afgegaan het, nie vir u bestaan nie, dat dit 'n dooie kol in u geheue is. Die staat het egter bo alle twyfel sy saak bewys. Salomien Wit, die hof het u skuldig bevind op aanklag van strafbare manslag op Ernst Wit. By hierdie bevinding is daar ook versagtende omstandighede. U word gevonnis tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 18 maande opgeskort word. Mevrou Wit, net 'n paar formaliteite. Van Wit natuurlik. Name? Salome. Net die een. Ouderdom? Sit maar. 25. Geboortedatum? 3247. Salomien, ons noem die dames gewoonlik op die naam. Ek is kaptein Miller. Jy sal môre beter voel en meer lus vir gesels. Probeer vandag slaap, Salomien. En onthou, gevangenis is nie meer net 'n opsluitplek nie. Ons probeer jou hier help met jou probleme en ons berei jou voor vir die dag wanneer jy weer by die buitegemeenskap sal insluit. Goeienaand, kostyd. Nee, dankie. Tien? Die lig bly aan tot 9 uur. 10 voor is daar 'n waarskuwing, sodat jy kan uittrek en klaarmaak. 6 uur soggens is daar weer 'n lui, dis om op te staan, aan te trek en jou bed op te maak. O ja, en regs hieronder in die gang is die kapel. Elke Sondagoggend is daar kerkdienste daar. Vir jou, omdat jou eerste nag is hier. Sluit maar, Mary.
Jy mag nie op goeders klim nie, Salomien. Jy moet jou nagklere aangetrek het voor ligte uit. Alles stil, Mary? En Salomien? Wie? Die nuwe een in A2. Rol rond soos die nuus altyd maak. Net 'n bietjie erger. Het jy 'n nagmerrie gehad? Ons sal môre die social vir haar moet kry. Met daai geskree het ek my vaak skoon weggeskrik. Jy's vroeg op kantoor toe met die Pina. Môre. Baie werk, môre, kaptein. Het gister 'n interessante geval vir jou aangekom. Vrou afdeling A. Sy gaan nie maklik wees nie. Ek sal heeldag by die mansafdeling besig wees. Stuur asseblief mevrou Becker na haar, kaptein. Goed. Sy kan so lank probeer om haar vertroue te wen. Sy is 'n mevrou Salomien Wit. Sy het glo haar man vermoor. Die Wit geval. Ek het die saak in die koerant gevolg. Ja, dit is 'n interessante geval. Ek het gedink jy sou so dink. In haar geval was die omstandigheidsgetuienis nou eenmaal so dat sy strafbare manslag moes kry natuurlik. Maar ek weet nie. Wat weet jy nie? O nee. Ek weet nie hoe skuldig sy is nie. Aan die een kant kan sy skuldiger wees as wat dit lyk. Aan die ander kant. Ja. Aan die ander kant kan sy natuurlik aan 'n oordrewe skuldgevoel ly. Jy meen sy kan selfs onskuldig wees. Maar dit kan ons nie sê nie, kaptein, want ons weet nie. Selfs sy kan dit nie weet nie, nie in die geestestoestand waarin sy op die oomblik verkeer nie. Dis iets wat sy in die volgende paar maande in haarself sal moet uitspook. Sy sal moet wys presies hoe skuldig of onskuldig sy is. Het gaan beslis nie maklik wees nie. Om die waarheid te sê, daar wag 'n moeilike tyd op haar. 'n Baie moeilike tyd. Môre. Kom was, daar die buite. Waar woon jy in, hè? Nie so baie praat nie, Sally. Jy behoort dit te weet. Dink seker ek is 'n beste konyn. Ons het gebrom vir later, darlings. Toe kom nou, julle. Ag, maar gaan vang aan. Kom. Wel, waarvoor is jy in, hè? Te greine met ons te praat, hè? Sally, Ek is Johanna. Jy het pragtige oë. Ek het nog nooit iemand met sulke pragtige oë gesien nie. Dis reg, darling. Stap liewer. Ons twee weet nie hier nie. Ons is beter gewoond.
Salomien, môre. Ek is mevrou Becker. Die socials is die ander my noem. Hoe gaan dit? Goed. Jy het laasnag nie geslaap nie. Vanselfsprekend sal jy jou nie tuis voel nie. Mens kan dit verstaan. Jy's nie die kriminele tipe nie. Jy kom van 'n streng plattelandse dorpie af. Ongelukkig het jy nou 'n ernstige oortreding begaan en nou ja. Nou moet jy maar jou gevangenskap as jou straf beskou vir daardie daad. En jou termyn met geduld uit. My straf is nie hier in die sel nie. My straf is hier. Maar daarvoor kan jy mos 'n vergifnis bid. Jy kom tog uit 'n Christenhuis. Jou man het vir predikant studeer. Nie waar nie? Salome? Een van my take is om jou daarmee te help. Piero? Die seentjie. O ja. Ek neem aan hy's weer by mevrou Goets. Jou ouers. Hulle is Nee, hulle moenie hiermee belas word nie. Ek het hulle genoeg leed aangedoen. In jou huis daar op julle dorp? Ons laat nooit verkoop nie. Dan bly ons ook eendag verniet in 'n pastorie. Dis al wat ons kon bekostig. Ons het hard gewerk om so netjies te kry. Ja. Dis die eerste plek waar ek ooit gelukkig was. Waar ek gevoel het ek behoort. Die huis moet verhuur word. Nou goed. Ek sal kyk wat ek kan doen. Amper vergeet ek. Skryf jou lewensgeskiedenis neer, Salome. Dit sal help om jou gemoed te suiwer. Totsiens. Dankie. En toe, Sally? Ag, van haar man. Tuinlaan 72. Hier was 'n ongeluk. My man. Jy het alweer geskree, Salome. Jy het dan niks neergeskryf nie. Ek het geskryf wat ek gevoel het. Maar daar het so baie dinge met jou gebeur. Dinge wat tot die moord gelei het. Die intieme besonderhede, jy weet. Die intieme besonderhede behoort aan my en aan niemand anders nie. Nee, jy moet dit neerskryf. Neerskryf, dis al wat help. En jy hoef nie bang te wees vir kaptein Miller nie. Ek is die enigstes wat dit sal sien, die enigstes. Ag nee, hier. Ek wonder wie skreeu elke nag so. Die eendag vrou mal geraak, dit vat haar weg iewerste. Hulle moet kop uit daar. Die tronk is beter as die gestig. Jy is nog eendag in die malhuis belang met jou blessed drugs. Elke slag is hier uit. Sally, Hallo Lillian. Ja, hulle aangevang. Dalk kry ons vandag hoenderaanpastei. Sondag is ons special. Sondag. Jy gaan so saam na die kapel.
Toe kom nou julle. Die kapelaan is hier om jou te sien. Môre mevrou. Jy sal nooit kan dink hoe bly ek is om jou te ontmoet nie. Jy sien, ek was eendag daar op julle dorpie. Toe was ek gelukkig genoeg om een van jou man se proefpreke te hoor. Een van Ernst se proefpreke. Ja. En het my baie beïndruk het met sulke eerlikheid gebring. Ek wil hê jy moet weet baie mense dink aan jou. Jy sien, ek glo saam met baie ander dat daar 'n verduideliking vir daai moord moet wees. Ek dink die ding lê in daai paar sekondes voor die skietery. Paar sekondes waaroor jy nie wou getuig nie. Dis nie dat ek nie wou nie, ek kon nie. Hoekom nie? Ek het daai paar sekondes iewers verloor. Dit bestaan nie, dis weg. Sê dit maar skok. Iemand soos jy sal tog nie so iets sommer so gaan staan doen nie. Maar sê my, hoekom appelleer jy dan? Dit sal niks verder bewys nie. Daarvan hou ek niks. Waarvan? Dat jy so iets sommer moet aanvaar nie. Jy moet veg daarteen. Maar ek het 'n verskriklike ding gedoen, Dominee. Nou betaal ek daarvoor. 'n Oog vir 'n oog. Die Sinkie. Hero, né? Hy's by sy voeg. Was jy lief vir hom? Ek wil hom nooit weer sien nie. Ja, maar was jy lief vir hom? Wel, was jy? Wil nie antwoord nie, hè? Wel, tot ziens, mevrou Wit. Ek sal jou weer sien. Tot ziens, Dominee. O ja, ons is nooit voorgestel nie. My naam is Crispina. Sterkte. Salome. Hallo. Ek is Sarah Jansen. Ek is nie hier. Ag, sel is nie so aaklig as ek gedink het nie. 'n Mens is so privaat. Wat jy? Jy slaap om te dink. Laas Desember was ek nog op skool. En toe my opleiding in Neersak. Jy ook opleiding vir iets gehad? Ek is onderwyseres. Fantasties. Hoërskool? Nee, kleintjies nie graag. Ag, hoe sweet. En hoe lank is jy nou al hier? 6 maande. Wat het jy gedoen? My man vermoord. Was jy lief vir hom of het jy hom gehaat? Lief gehad, hoekom? Ag, mens vermoed net mense wat jy lief het of haat. Jy vermoed nie mense wat jou nie aangaan nie. Maar hoekom is jou kamer dan so leeg? Daar sê, doen dit nou nie iets aan jou kamer nie? Word mens toegelaat om dinge in jou kamer aan te Natuurlijk, natuurlijk. Ek het nog ietsie. Wat het jy nog als in hierdie sak van? Ons skryfblokke en verte en seels en studieboeke en... En 'n bietjie medisyne vir ingeval. Cheers. Was jy al by die ander? Gats nee, mense slaap mos die tyd van die nag. Toe man, jy's nie 'n kriminele tipe nie. Dis nie dat jy nie so maklik tuis raak nie. Nou in die bed, is koud buite. Sy. So ja. Slaap nou lekker. En ek wil nie weer 'n rondrollery hoor nie. Nag Salome, nag Sarah.
Dominee Pinaar se plan om Salomien in iemand so Sari se persoonlike sorg te plaas, was 'n sukses. Met haar spontaniteit het Sari reg gekry waarvoor ons gehoop het. Salomien het weer begin belangstel in die dinge om haar. Maar haar gees was blykbaar nog nie so sterk as wat ons gedink het nie. Toe mevrou Henley op 'n dag weggeneem moes word omdat sy weer dwelmmiddels gebruik het, het dit Salomien so ontstel dat sy weer in haarself gekeer het. Dominee Pinaar het weer van niets af begin veg. Maar arme mevrou Becker het heeltemal moed verloor met die geval Salomien Wit. En toe? Jy nie vertel waar jy jou ander dag geneem het nie. Ja, die tronkdokter vir 'n ondersoek natuurlik. Wat 'n soort ondersoek? Routine, wat anders? Wat anders? Dit! Op jou blesse drugs. Daai Jones het vir jou aangesmokkel, hè? Kan jy daar so 'n klaar kom, nee? Waarvoor is julle miskien in die tronke? Omdat julle verdomde engeltjies was daar buite. Jy 'n kom dief. Hierdie een is al die ellendige onnatuurlike neigings. Het weer. Vervloekte moordenaar. Moordenaar? Jones het my gesê. En toe groet julle nie 'n veteran nie. Selma! Nou wat het jy alweer hier, hè? My tandenborsel vergeet. Kom maar jou draak. The same to you, Queen Mary. Lekker om jou weer te sien. Los my, ek's getroud, né? Wie's jy? Jy was nie hier toe ek laas jaar weg is nie. Wat is jou naam? Salomien Wit. Salomien Wit, né? Ja, sy's 'n moordenaar. Boel! Sy's 'n frontstaar. Sy was laas jaar al die koerante vol. Dis 'n 1, 2, 3, 4, 5 ster hotel, die kos is miskien nie so braai nie, maar hier slaap die security. Die enigste dief wat hierin gekom het is ou Sally. Alraai, dis genoeg vir eers, Selma. Hierdie keer gaan ons jou kort vat. En waar vat jy dit, Smitty? Jammer oor daardie besigheid. Ons mag nie oor die prisoniers praat nie. Jones met 'n groot bek. Anyway, sy het dadelik die sek gekry natuurlik. Hierin, juffrou. Ai, kyk daar. Is blinde nuwe ene. Hallo. Kom saam. Ek hoor True Love Grows Daily. Sit maar hier. Regte klein moedertjie, hè? Wanneer kom die baby? O, ek weet nie. Sien jy was 'n baie besige girltjie? Back to the salt mines. Wat staan jy alweer so, hè? Kom nou julle, kom nou. Mevrou Henley, kom nou man. Dis tyd dat ons selle toe gaan. Kom saam met my toe. Moet jy lank hier bly? Julle ja. Ek en my vriend het karre gesteel. Hoe maak jy gedurig dinge waarvoor jy bang is? Ek is nie bang vir hulle nie. Salomien, jy probeer die een of ander onsigbare vrees vervang met hierdie sigbare een. Teorie help nie, Chris. Ek het vrede met boeke en teorieë. Al wat my hinder is jou benadering tot daardie nag en die dinge wat daartoe gelei het. Asseblief moet net nie vir my preek. Ek gaan vir jou preek en jy gaan luister. Ek verstaan nou wat jy my daardie eerste dag vertel het. Dis nie dat jy getuienis weerhou het nie. Jy kan werklik nie daardie paar sekondes onthou nie. Maar jy besef seker dis dinge wat jou verstand nie wil onthou nie omdat jy bang is vir die waarheid. My verstand sal mos nie so wreed wees om my dinge te laat vergeet wat my kan help. Dit is presies wat gebeur het, Salomien, en dit is die blokkade wat jy moet wegkry. Veral daardie paar sekondes net voor die skoot afgegaan het. Jy moet daarop konsentreer tot dit terugkom.
Wat dink jy doen ek al die nagte wat ek nie kan slaap nie? Ek hou nooit op daar. Maar nie in sy volle waarheid nie, want jou verstand bly wegskram van die een of ander onderdrukte vrees. Verstaan jy dat dit Salome? Wat moet ek dan doen? Jy moet jou lewe saam met erns stuk vir stuk herbou in jou gedagtes. Of op papier, soos mevrou Becker voorgestel het. Maar sistematies, soos 'n legkaart byna. En om Vader se naam moenie bang wees vir gedagtes wat gaan seermaak. Maar dit sê ek nou vir jou, Salome. As jy die dag hier uitstap, al het jy jou straf hier uitgedien, gaan jy nog net so skuldig voel soos voorheen. Tensy jy helderheid kry in jou gemoed. Jy is maar 25, Salome. Daar kan nog 'n lang en gelukkige lewe op jou wag. Maar dan moet jou gemoed skoon wees. Jy sal moet voel, jou skuld is betaal. Dink jy dan daar's 'n moontlikheid dat ek onskuldig kan wees, ten spyte van al die bewyse? Chris? Ek weet nie, Salome. Ek weet eerlikwaar nie. Dit is wat jy nou eers aan jouself moet bewys. En sodoende vir ons. Waar's die oorlog, Jansen? Oorlog, kaptein? Ontspan, Jansen. Middag, Salome. Wat is die probleem? Prisonier Wet het 'n versoek wat sy graag tot u wil rig, kaptein. Ek wil graag ligte aan hê tot 10 uur asseblief. Toneelligte is vir die wat studeer. In jou leer sien ek nie dat jy studeer nie. Ek wil graag. Wat, Salome? Myself. Want mevrou Becker sê vir my dis juis wat sy die afgelope 7 maande wou hê jy moes doen. Maar jy was nie juist behulpsaam nie. Ag, toe, kaptein. Jansen? Ekskuus, kaptein. Dankie, kaptein. Ek het Ernst ontmoet toe ek kaartjies verkoop het vir ons skoolopvoering. Ons het dadelik van mekaar gehou. Eendag het hy nie vir 'n afspraak opgedaag nie. Dit het my gehinder omdat so iets nooit tevore gebeur het sonder dat hy my laat weet het nie. Ek het hom by sy kamer gaan soek. Wat 'n keer. Hallo. Migraine. Ek kry dit soms. Watter dag is dit? Saterdag. Wil jy nie waslakke hier nie? Daar die wasbak. Saterdag. Ek sê julle vandag stad toe neem. Ek is jammer, Salo. Is daar nie iets wat ek kan doen om vir jou te help nie? Ja, gesels met my. Jy moet eintlik met my gesels. Ek weet so min van jou af. Jy broers of susters? Net 'n stiefsuster. Wat sy naam? Berna. Is sy so mooi soos haar naam? Ja, sy is baie mooi. Waar is sy nou? Die Berna, waar is sy nou? Ek weet nie. Jy weet nie. Ek is van die huis af weg toe ek 19 was. My studies gelos, in 'n myn gaan werk op 'n ander plek. Ek het alle kontak met my mense verloor. Ek het gespaar en toe hierna toe gekom vir predikant te studeer.
Jy wil baie graag predikant word. Ek moet predikant word. Niks anders nie. Sy eerste proefpreek in sy 3de jaar was 'n groot sukses. Ek was so trots op hom en ek kon sien dat sy professor ook tevrede was. Hierdie wroeging by Ernst waarvan jy hier skryf. Wat is dit? Hy het dikwels tye gekry dat hy nie weet wat hy doen nie. Asof die dinge wat hom gepla het te veel vir hom geword het. Soos eendag het hy net verdwyn. Niemand het geweet waarheen nie. Ernst. Salomien. Ek het gedink ek gaan jou hier kry. Wat het gebeur? Is jy oortuig van jou liefde vir my? Maar jy weet dit tog. Jy het my een keer gevra waarom ek so skielik weg is van my stiefvaderhuis. Jy hoef nie daaroor te praat nie, Ernst. Jy nag gelê en lees my bed. Gedag jy huis is verlaat. Ek was moeg. Al van die slaap. Toe ek my weer kon kry, was sy daar. By my. Sy het baie ander mansvriende gehad, wie sy dikwels tot laat s'nags uit was. Waarom moes sy na my toe kom? Waarom? Ek wou nie leef nie. Gevlug, na dieselfde aand nog. Na die ander dorp. Toe na baie pyn in die bekering gekom. Ek het geweet ek moes die kerk dien. Ander mense help. Is jy nog oortuig van jou liefde vir my? Ek het nog nooit aan iemand behoort nie. Sal jy met my trou? Ek behoort nou aan jou. En jy aan my. En ons twee aan mekaar. Niks aan die wêreld mag ooit tussen ons kom nie. Maar dat sou mos nie, Ernst. Absoluut niks nie. Maar natuurlik nie. Wat my keer? Jy sal wat ek het. En later daai dag, op ons wittebroodsreis, wou dinge ook nie vlot nie. Is jy bang, Salo? Vir ons eerste nag? Nie bang nie. Maar daar is iets wat hulle. Is dit Berna? Ek is sommer verspot. Kom. Ernst,
En nou? Kom ons slaap vandag buite. Sommer op die gras toe. Marcelo. Ag asseblief, dit gaan volmaan wees. Ons maan, toe. Ek wil nie vandag tussen mure wees nie. Goed. Het gaan dalk koud word. Soen. En man, dit help. En 'n mens sien alweer 'n aankamer. Ja, is alles deel van goeie gedrag. Ja, good conduct kry jy amper 'n derde af. Sy sing dit weer goed. Oh, I wish I had the wings of an angel. Toe kom nou julle besoekers wag man. Henley. Mevrou Henley. Dit is tyd, mevrou Henley. Ons sal jou goedjies later kom haal. Totsiens, Salome. Totsiens, mevrou Henley. My naam is Constance. Totsiens, Constance. Kom te wees verstandig. My verstand verloor nie. Ek mag nie. Wel, as jy jou eers soontoe gevat het. Paul Henley gevat het. Dit word alweer winter. Winter? Die tyd gaan regtig verby. Ek sal weer moet skryf. Hey juffrou. Jammer, dis 10:00. Hoe sien dan vanaand so diep in gedagte? Meeste van my vriendinne het al babas. Is dit die rigting waaraan jy dink? Ja, Ernst. Maar, my liewe mens, jy weet toch dat ons in hierdie stadium van ons lewe glad nie sonder jou salaris kan klaarkom nie. Ons het dit deeglik goed bespreek voor ons getroud is. Ek weet. Jy weet toch dat ek net so graag vader wil wees. Nog net 2 jaar sal, dan is my studies verby. Dan begin ons eie gesinnetjie. Ons is vandag 2 jaar getroud. Wens my geluk. So, ek's jammer. Het was ook zo'n moeilijke jaar geweest met die studies. Doe maar. Net 2 jaar en is alles normaal. Gezondheid. Ernst, ek wil weer oor ons praat. Oor 'n baba. Sanne, jy weet toch is nog steeds onmoontlik.
Ek wat werk kan ons net nie sonder jou salaris bestaan nie. Jy begryp dit tog, my meisie. Ander jong mense sien kans. Dit nie mans wat voltyd studeer nie. Soms dink ek net, Wat? nee, net met al die grade wat jy al het, kan jy al goeie werk kry. Daar's net een werk vir my, Salou. Jy weet dit, net een. Die volgende môre by die skool wou Renda natuurlik alles weet. Ons twee het al mekaar se geheime gedeel. Hallo Renda. Hallo. Môre man, môre. Gaan dit goed, dankie. Ag, sukkel maar jy weet. Luister, ek kry myself te tyd, 2 uur. Goed. Hallo julle. Dat Ernst. Môre julle hierso. Dankie. Oppas, mooi dra, moenie laat val nie. En toe? Nee, maanskyn en rose. En die baba? Later eers sê pa. Dis jammer. Jy begin deurbreek. Wat help dit? Sal dit erns weer terugbring as ek al die feite weet? Ken enige iemand ooit al die feite in gevalle soos hierdie? Nooit gedink jy sal die ander mis nie, né? Waar is hulle? Hulle werk in die pakkamer. O. Oulik, né? Ek het my neefie gekoop. Wel? Ek kon go baie stem, man. Ek waai, skoot, skedel. Gaan jy uit? Tuurlik. Oor 5 minute gaan ek by daai vooruit uit. Tussen al daai lekker buite mense en karre en winkels en goeders deur, reguit na daai mannekinders van my. En die plek sien my nooit weer nie. Dit hang van jou af, nie van ons nie. Hoorie so, steek jou blessed raad in jou môre toe, ek was nou net op pad. Seker nie hemel toe nie, daarvoor vloek jy nog te veel. Hoor, sê die man my nou. Anyway, goodbye, Salome. Sally, is jy nie bang nie? Bang? Ja, om al die bekendes weer te sien. Hulle skimpe hoe hulle na jou kyk. Jy weet. Never, vanaand kom op my party. Cheers. Neem my na my kar toe, Smit. Nonsens. Ag, wat van aan, man. Hallo, Salome. Môre, Chris. Vorder dit. Max lank vir ons tee. Dankie vir die huis toe bring, hoor. Dis 'n plesier. Kan nie verstaan waar Ernst was nie. Hy laat gewoonlik weet as hy my nie kan van Ernst. Hy swat gewoonlik die tyd van die dag. Ernst. En toe amper Dominee Wit, waar kry jy vandag by? Ernst. Kom my. Nee, Nou waar is hy dan? ek weet nie. Ek weet glad nie. Om vader se naam Salomien, jy's 'n ou getroude vrou van 2,5 jaar. Hou op oor waar jou man is. Dis nie die eerste keer dat dit gebeur nie, Renda. Wat bedoel jy? Dis nou al byna 3 maande dat dit so aangaan. Dat hy net so wegraak. Sonder 'n woord. Ernst, jy kan nie so aangaan nie. Dis al 3 uur. Ek het vir jou 100 keer al gevra, Ernst, wat is dit wat jou hinder? Ek is jou vrou, Ernst, ek sal moet weet. Die nag toe Berna na my kamer toe gekom het. Die keer Ek het lank gelede al vir jou gesê dit maak nie saak nie. Jy was misbruik, ek begryp dit. Dis nie die punt nie, sal jy begryp nie. Daar was 'n baba.
Hoekom het jy dit nie vir my gesê voor ons getroud is nie? Ernst, hoekom nie? Nee, Salome nie so iets sê nie. Dit is net nie so As jy dan gedink, gaan ek vir jou sê. Ek het 3 maande gelede uitgevind van die kind. Ek het nooit geweet nie. 'n Neef het my vertel. Ernst. Henny man, Henny wie? My mag, Henny, wat maak jy in ons dorp? Besigheid, klank kom sien. Hoe gaan dit met jou man? Ag, ek studeer. Lanklaas gesien hè. Berna woon mos nou in die Kaap. O. Gaan dit goed met haar? Ag, self skatryk en boonop skatryk getroud. Ja, dis gaaf. Sy lewe soos 'n koningin man. Geen kwelling in die wêreld nie. Hy kind van julle dink sy nooit eers aan nie. Ek meen hy was 'n maand oud toe gee sy hom weg, sommer net so. 'n Kind? Ja, maar jy weet mos daai skandaaltjie van julle. Pappa het hom gou laat doop en Pero weet nogal. 1 2 3 is hy weggegee. Een of ander weeshuis iewers. Ja, hy niggie van my man. Sy is so hard soos 'n klip. Sy ry. Hey, Gerrit. Ek het hom uiteindelik in die stad opgespoor. Maar ek moes hom sien. Ek het hom oral agtervolg. Ek kan nie sonder hom leef nie, Salo. Hy is my bloed. Hy is ek. Maar aanneem. Ek is verantwoordelik vir hom. Ons kan nie bekostig om 'n kind van ons eie te hê nie. Maar ons kan bekostig om iemand anders se aan te neem. Hy is nie iemand anders se nie. Hy is myne. Sien jy dan nie? Met hom hoef jy nie op te hou werk nie. Hy's groot genoeg. Ek kan soggens tuis hier leer en hom oppas. En as jy smiddag by die huis is, kan ek klasse toe gaan. Ons kan dit nie doen nie, Ernst. Ons is 2,5 jaar getroud en hy's 4 jaar oud en hy dra jou naam. Los hom tog waar hy is en dan kan jy hom soms gaan haal om te kom kuier. Ek moet hom hier hê, by my, altyd. En ek kan hom nie aanneem tensy jy ook teken nie. Dink tog asseblief aan jou toekoms. Jy gaan 'n verskriklike skandaal veroorsaak op die dorp en op die universiteit. Jy gaan jou studies in gevaar stel. Hy is my kind. Ek is die rede vir sy bestaan. Jy het een ongelukkige fout begaan en nou wil jy die skuld daarvan met jou saamsleep vir die res van jou lewe. Jy wil dit nie verstaan nie. Daar's dinge soos verantwoordelikheid en ouerliefde en gewete. Die oeroue drang van 'n man om dit wat syne is te wil versorg. Ek weier om 'n volslaaf vreemde kind groot te maak, terwyl ek heeltemal daartoe in staat is om een van my eie te hê. Jy is jaloers Op 'n kind. nie op die kind nie. Op Berna. Dis nie Piero wat tussen ons staan nie. Dis sy.
Ons het geweet die gedagtes gaan seermaak, Salome. Dit kan nie anders nie. Begryp jy? Ja. Salome. Jy kon toch aanvoel dat ek die afgelopen paar maanden op jou verlief geraak het? Ja. En? Nee, vergeet daarvan asseblief, Chris. Ek kan nie nog 'n predikant se lewe verwoes nie. Hey, lyk dit my jy en die kapelaan poppelaan. Nee, dinge word nie vraag. Dit is andersom. Hoe nader haar gedagtes aan die moordnag kom, hoe verskrikliker moet dit vir haar wees. Ons sal iets moet bedink om haar oor daardie moeilike stadium te help. Besef jy dat ek gedurende die afgelope 11 maande byna elke reël gebreek het om haar te help? Wat gaan jy nou weer van my vra, Dominee Pina? By Miller. Het jy geweet sy kan tik? Tik? Ja, tik. Goeiemôre. Kan ek help, mevrou? Ja, vir wie gee ek geld wat vir 'n prisoneer bedoel is? Aan kaptein Muller. Stap maar saam met my. Dit sal nie nodig wees nie. Ek is 'n besige mens. Ek moet nog my vliegtuig haal huis toe. Gee dit aan die kaptein om aan Salome Wit te gee die dag as sy uitgaan. Dit is vir haar aangenome kind. Berna. Dit is Salome Wit. Ek hoop die geld help. Ek het lank oor ons probleem gedink. Al die feite teen mekaar opgeweeg. Ek sal liewe later lees. Goed, mevrou. Ek het besef dat as ek my man wou behou, ek die kind in my huis sou moes aanvaar. Maar het jy hom in jou hart? Ekskuus, Dominee. Salome nou wag op besoeker vir jou. Maar ek wil nie besoekers hê nie. Almal weet ek wil nie besoekers hê nie. Ag, Salome. Nee. Salome. Jy moet gaan. En onthou, geen vrese nie. Wie is dit? Nee, ek weet nie. Hulle het net oor die binnefoon gesê daar's 'n besoeker vir jou en ons moet jou bring. Is dalk 'n handsome ou. Ek kan nie so gaan nie. Jy nie dalk vir my. Is alles klaar gereël kom? Wie dink jy is dit dat jy so bang is, Salome? Lillian wag vir jou in die waskamer, sy sê. Ek doen nie hierdie besoeker gereël. Ons sal baie wreed met haar moet wees, Sari. Ons sal haar op een of ander manier moet skop tot in die diepste van haar siel. Er is geen ander manier om haar probleem op te los nie. Weet jy hoekom sy nou so bang was hier? Sy het gedink 'n spero. Die seentjie. Ja. Sy het 'n verskriklike vrees vir hom. Sy wil hom nooit weer sien nie. Maar hoekom dan? Ek weet nie. Ek weet nie. Ons sal hom miskien eendag hier moet inbring. Onverwags, sonder waarskuwing. Maar sien nou die skok is te groot vir haar doen. Ek het al gehoor dat sulke dinge soms Baie gevaarlik kan wees. Ek weet. Daar is net twee kante toe wat so 'n skok kan lei. Of dit sal die hele situasie vir haar opklaar. ja doen. Of dit sal haar knik vir die res van haar lewe.
Salomien. Hoe kan jy verloor? Ek het nou so verlang om jou te sien. Nie hier nie. Hier ook. Kom. Johan stuur groete. Verrassingkie. Moenie oopmaak voor jy terug is in jou sel. Weet jy wie jou huis gehuur? Ons. Ek en Johan. Salomien. Dat dit julle moet wees. Baie dankie. Ons pas so mooi op vir jou. Kan jy nie dalk verneem na pos by een van die laerskole dan? Net voorlopig. Natuurlijk. Breek ek jou, Salomien? Nee. Nie meer nie. Hy is hier. Dis jou nuwe mamma, Pierre. Nou toe. Moet ek vir dokter Venke kry, dominee? Nee, is nie nodig. Jy bring net 'n versterker. Toe, Lilian, kom help my gou. Okay, goed. Salomien. Kom maar. Hier so, dominee. Kom nou. Rustig. Jy het 'n groot skok gehad. Gaan so lank kom by stopeer, hoor? So, ja. Ernst? Na alles wat ek vir hom gedoen het, aanvaar hy my nie. My seun. Tog aanvaar hy jou as sy moeder, terwyl jy hom weer nie wil aanvaar as ons kind. Jy moet jou dit nie so aantrek nie, Ernst, hy's 'n kind. Ja, my kind. Môre, Salomien. Môre, Chris. Gaan dit? Kan ek nog nie vir jou bid nie? Nog nie. Ek is jammer. Nee, reg. Totsiens. Totsiens, Chris.
Wat ek die meeste gevrees het toe gebeur. Oral in ons dorp het ek daarvan bewus geraak, selfs in ons kerk. Miskien juis in die kerk, want dit was hier dat professor Karelse sy afkeer gewys het, sonder enige verbloeming. Is dit hy daar? Ja, ze scannen zo openbloot met die kind. Hoe kan er zo iemand predikant laten worden? Die kerkraad behoort iets te doen. Dank u, meneer. Hè? Meneer Weet, zal u een ogenblik even vertoeven, alsjeblieft? Meneer Weet, ik ken die omstandigheden van die seentjie. Alle besonderhede is mij bekend. Als man tot man bewonder ik even wat hij gedaan het, toen hij hem onder eie dak gebring het. Maar daar is natuurlijk meer op die spel als die blootmenselijke. In mijn hoedanigheid als hoof van hierdie fakulteit, moet ik natuurlijk ook denken aan die goeie naam van hierdie universiteit en die voorbeeldigheid van die kerk. Onnodig om te zeggen dat praatjes oor die aangeleentheid nie net die universiteit vol lê nie, maar ook die ganse gemeenskap. Je moet toch begrijpen dat een man wat predikant studeer en rondloopt met een kind van 4, hoewel die man slechts 2 jaar getrouwd is, een iets wat ongewone situatie is. Ik leer het aan u voor dat die kindje moontlik in die zorg van iemand anders gelaat kan worden. Moontlik op een ander dorp. Verkieslik op een ander dorp. Ernst, jy ken mos meneer McDonald. Natuurlijk, ouderling. Neem ik aan. Kom, zit. Hoe komt hier dan vanavond? Zit die jaken op vakantie? Hoe lijkt het met een kopje koffie? Mijn bezoek is niet van de sociale aard, nie. Wat? Ja, mijn korte stel, meneer Wiet. Mijn kerkraad het mij afgevaardigd, hoe moeilijk het ook al voor mij mag wees, om voor u te zeggen. Ja, besluit lui, meneer en mevrouw Wiet van Tuinstraat 67 in hierdie gemeente wordt voor 3 maanden vanaf datum van hierdie vergadering onder kerkcensuur geplaatst. Kan hom nie weer aan vreemdes teruggee nie, Salim. Ek dink aan jou predikantskap, Ernst. Dis nog net hierdie 8 maande en dan die finale eksamen wat oor is. Dis iets waarvoor jy 7 jaar lank geswoeg het, jou hele lewensideaal. Ek weet. Jy sal moet besluit, Ernst. Dis nou al 3 maande sedert professor Karelse se waarskuwing en 2 maande sedert die kerksensuur. Hoe kan ek kies, Salou? Dis 'n onmenslike keuse wat hulle my laat. Hoe kan 'n mens kies tussen jou eie kind en jou belofte aan God? Gaan Dominee nog daai ander plan probeer van die seentjie? Ja. Maar as jy 'n fotootjie het so laat skrik Dominee, wat gaan die kind dan net nie aan haar doen nie? En as laat dan nie van haar moet wegneem Dominee na die gestigtes soos mevrou Henley moes wegvat.
Die vergadering van die gevangenisraad is nou net verby, Salomien. Goeie nuus. Jy het jou 6 maande vir goeie gedrag afgekry. Jy dis nog net 6 weke oor. Ek's bang vir die wêreld daar buite. Maar die verspot wees nie. 'n Paar uur tussen die buitemense en jy voel weer tuis. Ek glo nie. Ek weet van die brief. Van jou vriendin Renda. Toe sy hier was, het ek haar gevra om te verneem na 'n pos vir my voorlopig. Daar's 6 laerskole en 2 spesiale skole en 2 kleuterskole in ons dorp. Skielik is daar nie werk vir my nie. Wanneer het mense straf dan begin en wanneer hou dit op? Ai, dis Lisa se baby. Dis Lisa se baby. Lisa se baby! Ons gaan Je lag je bijna net als je plek voor Kima. Lijkt ik misschien verdok soos 'n mens dat Kimma aan haar vrou hou. Kom julle. Mooi kyk. Bye. Tata. Bye. Bye. Keuse is vir my gemaak. Jy's geskort. Het die bediening ook. Wat gebeur nou? Salomien, wat verkeerd? Oppas, jy lees my Salomien, wat op aarde doen jy? Kom nou. Jammer. Toe maar, hulle kom raas net hier by ons, né? Hallo Salomien. Dis jou laaste dag by ons, né? Ek kom jou vir oulaas lastig val. Kan ek die kapel se sleutel kry asseblief? Op 'n Woensdag. Linda, doe met die pinaris by mans afdeling C. Sê jy moet 'n bietjie na die kapel toe kom asseblief. Dis dringend, ja.
Salomien. Kyk vir my, Salomien. Jy het eie wil na die kapel gekom. Dis iets waarvoor ek al hele jaar gewag het. Omdat nie een van ons sterk genoeg is vir hierdie probleme nie, Salomien. Maak nie saak hoe geleerd of deskundig ons is nie. Kan ek nou vir jou bid? Asseblief, Chris. Jou onderbewuste beskerm iemand, Salomien. Of miskien is wat daar die nag gebeur het nog erger as wat in die hof bewys is. Dalk is dit wat jou verstand wil wegsteek. En jy sal dit vandag nog moet opklaar. Ek het alles probeer. Alles. Ek sien alles. Ek kom daar in die kamer by ons in en hy staan daar met daai vreeslike pyn in sy oë. Ek hoor hom praat en hou die gedagtes net op. Ek sê jou weer, as jy môre hier uitstap, dan moet jy vry wees. En nie net omdat jy uit is nie, jy moet vry wees hier en ook hier binne. Nee, Chris, asseblief moenie my alleen laat nie. Ongelukkig moet ek. Jy moet sterk wees, Salomien. Het gaan 'n lang nag wees. Dis 80 myl om te doen. Ja, kom ons ry. Onthou nou, mevrou, moenie gaan help nie, maak nie saak wat gebeur nie en niemand gaan daarin nie. En moenie die deur sluit nie. Wat het daarna gebeur daarna? Wat het gebeur, Frans? Het helpt niet. Wat het gebeur net voor hy geskiet is. Nou is daar net een ding wat kan gebeur. Ernst? Wortel van die kwaad moet uitgeroei word. Dit wat tussenin gekom het. Tussen my en my predikantskap. Hier is ook geen plek. Laat me daar uitweg wees. Dit is die enigste ander uitweg.
Salomien, luister na my. Salomien! Ernst het self daardie skot afgetrek het en nie. Ja! Terwyl jy hom probeer keer het. Ja! Jy wou nie dat daar 'n skandaal oor sy naam hang nie tot jy die skot op jou geneem. En boonop het jy skuldig gevoel omdat jy Piero nooit wou aanvaar nie. Ek is moeg. Ek is moeg. Ons gaan verlang na jou, Salomien. Ek sal kom kuier. Jy moes maar dat vriende jou kom haal het. Ek wil graag alleen wees op my eerste dag buite. Kan ons jou dan nie ten minste stasie toe neem nie? Ek wil graag stap. Bly maar koppig, nee. Totsiens, Salomien. Totsiens en dankie vir al die geduld. Geduld is my werk.